en baie welkom by Koffietyd saam met God. En so is 'n nuwe week en ons lees nou 'n nuwe teks vir die week. En so ons gaan lees vandag Lukas 9 vanaf vers 23 tot 27. 'n Lekker kort stukkie vir die week, maar ons gaan lekker saam kuier in hom vir die week. So kom ons lees hom en dan gesels ons lekker saam. Lukas 9 vers 23. Toe het hy vir almal gesê, as iemand my wil navolg, moet hy homself verloon en elke dag sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit red. Want wat help dit as 'n mens wat help dit as 'n mens as hy die hele wêreld as wins bekom het, maar homself verloor of skade aangedoen het? Wie hom vir my en my woorde skaam, vir hom sal die Seun van die mens hom ook skaam wanneer hy in sy heerlikheid en die van die Vader en die heilige engele. Ek verseker julle, sommige van die wat hier staan sal beslis nie die dood smaak voordat hulle die koningsheerskappy van God sien. En so is 'n moeilike teks om oor te gesels. En so Jesus praat die harde woorde en so ek dink een van die goed, ons dink Jesus is hierdie fluffy God wat net so alles is okay en maak nie saak wat jy doen. En so ek dink deel van liefde en liefde wees is dat mense baie keer ook 'n bietjie hard moet praat. En so ek voel vir my hierso is Jesus dan besig juis met dit. En so ek wil vandag 'n bietjie praat oor die kruis dra. En so kos ons selfs 'n bietjie daar. As ons dink aan kruis dra, Jesus moes sy kruis gedra het, né? En so hy moes dit van Jerusalem af tot op Golgotha gedra het. En so het mense hom gespot en geslaan en hom gespoeg en alles. En so hierdie beeld kom by my op wanneer ek dink aan kruis dra. En Jesus sê, die een wat my wil volg, my disipel wil wees. En so disipelskap is nie hierdie very lekker ding om te doen nie. Dit is moeilik, dit is hard. En Jesus beloof ons dat die mense gaan ons haat. Die wêreld gaan ons haat as ons hom volg. En so ek dink hier gee Jesus vir ons 'n beeld. As ons dink aan ek dink aan Passion of the Christ, is half die beeld wat hy kry as ek dink aan Jesus wat sy kruis dra. En so in die eerste plek, Jesus dra sy kruis. En die kruis is swaar. Die prys van Jesus volg is moeilik en swaar. En so het hy hierdie swaar kruis wat hy nog moet dra in die eerste plek. In die tweede plek is dit hierdie skare, ek sien weer eens hierdie movies, hierdie skare wat so in 'n tou staan en hulle spot hom en hulle gooi hom met goed en hulle die Romeinse soldate slaan hom en so hulle spoeg op hom en dit is nie lekker nie. Ek bedoel hier sê 'n lekker beeld wat ons hier kry as ons dink oor kruisdra. En selfde is vir my en vir jou. Jesus sê, as hierdie goed met my gebeur het, hoe dink jy dat dit anders te gaan wees met jou? En so dit kan nie anders te wees met ons nie. En so in die eerste plek het ons hierdie swaar, wel dis eintlik ironies, want dis eintlik nie swaar nie, maar dit is 'n ding wat ons moet dra. En so Jesus sê, my yoke is easy, en so dit wat hy vir ons kom sê is lig, maar in terme van hoe die wêreld kyk, lyk dit asof dit 'n swaar las is. Want net wanneer jy binne in 'n verhouding met Jesus staan, dan besef jy hoe maklik dit eintlik is, maar van buite af lyk dit soos hierdie swaar las. Want as ons sê ons moet die wet gehoorsaam, want ons is so lief vir God en nie omdat ons iets wil kry daaruit nie, maar omdat ons klaar alles gekry het en ons is lief vir hom en om in verhouding met hom te staan, omdat ek so lief is vir God, daarom gehoorsaam ek hom. En doen ek al hierdie goed, doen ek nie goed wat my of die Vader se naam gaan skade aan lei, al hierdie goed. En so van buite af lyk dit soos moeilik, soos jy lyk nogal moeilik in die lewe. Ek bedoel, jy kan nie dit doen nie, jy kan nie dat doen nie, jy moet dit en dat. En maar wanneer ons binne in verhouding met Jesus staan, besef ons maar dit is eintlik nie swaar. Dit is nie so swaar in die eerste plek, maar dit is 'n kruis wat ons moet dra. Ons moet dit dra. Hierdie evangelie van Jesus, die evangelie van die kruis, is wat ons dra na die wêreld toe. In die eerste plek. In die tweede plek is dat die wêreld ons gaan haat vir hierdie evangelie, want dit gaan vir hulle voel asof ons hulle van net wil spoil. Ek bedoel, as ons vir hulle sê, niemand hou, kom ons begin eers daar, niemand hou daarvan om gesê te word dat jy verkeerd is nie, né? Of dat jy dalk nie so oulik is soos wat jy dink jy is nie. So in die eerste plek
is dit 'n waarskuwing wat ons na die wêreld toe dra en sê oppas. Want ja, jy leef nou lekker in sonde, dit is vir jou lekker en alles, maar dit wat die resultaat, die loon, Romeine 6 vers 25, of 23, ekskuus, die loon van die sonde is die dood. En dit wat jy mee speel nou, is gevaarlik en ek wil jou kom waarsku teen dit. En so die wêreld sien dit as 'n, jy wil net eintlik my fun kom spoil. En so wat hulle gaan doen is selfs met Jesus, toe hy hierdie kruis gedra het, selfs met Jesus, hierdie roeping wat God vir hom gegee het, toe hy dit dra, het hulle hom gespot, en het hom sleg gesê, en so gaan die wêreld dit met ons ook doen, want ons hulle gaan, en ons wil in liefde net waarsku, ons judge nie, ons is nie judgmental nie, ons is nie veroordelend nie, ons gaan nie na iemand toe sê, druk ons vinger in sy gesig en sê, hey sondaar, jy gaan hel toe, nie, ons doen nie dit nie, in liefde gaan ons en waarsku ons, en sê, hey, het weer is lekker, ek kan van my eie experience getuig, dat hierdie goed lekker is, maar ek weet ook, dit is nie vervullend nie, nee? En so kan ons met iemand praat, sê, jy is eintlik op soek na vervulling, en ek weet net so goed soos jy weet, want ek was deel van daai goed, en ek het ook daai goed gedoen, dat dit nie eintlik vervullend is nie. So kan ek vir jou vertel wat is, en dis die prys van Jesus, of dis die verhouding met Jesus Christus, en so kan ons die evangelie verkondig, maar die wêreld, as hulle dit in die eerste plek gehoor, gaan hulle in rebellie teen ons wees, maar eintlik is hulle nie teen ons nie, hulle is teen God, en so gaan hulle ons spot, en hulle gaan ons spot, en hulle sê, julle loony mense, kyk hoe weird goed doen julle, en hulle gaan ons haat, en hulle gaan ons nee, hopelik nie regtig gooi met goed nie, maar met woorde wat seer maak. En so, om Jesus te volg is 'n baie moeilike saak. Dis nie hierdie ferie, dis baie bevredigend, kom ons wees eerlik, maar is ook baie moeilik in dieselfde opsigte. So, mag jy vandag jou kruis opneem, mag jy vandag sê, Here, hierdie is die evangelie, dis wat ek wil verkondig, en help my om dit te verkondig. Al kry ek teenkanting van die wêreld af, mag ek volhou om ook die roeping vir my te gaan uitleef.